Goeiedag, graad 12 leerders. Ek is Juffrou Isaac en welkom by vandag se toerisme les. Hierdie les word aan u gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag het ons 'n baie opwindende lesie, want ons gaan bietjie met mekaar werk en ons gaan ons sakrekenaar gebruik. So vandag kyk ons na die berekening van buitelandse geldeenhede. Wat is ons doelwitte? Wat wil ons bereik met vandag se les? Ons wil heel eerstens kyk, hoe bereken ons buitelandse geldeenhede teenoor die rand? Ek weet nou en dan kan dit bietjie moeilik wees, maar hou vas, jy kan dit doen. Hoe rond jy jou antwoord af tot die tweede desimaal? Waar ruil ons geldeenhede? Wat is BVK en BAK? So dit is ons doelwitte en dit is wat ons wil bereik. So as ons klaar met hierdie les, moet ons kan weet hoe ons natuurlik buitelandse geldeenhede teenoor die rand bereken, hoe rond ons af tot die tweede desimaal en waar natuurlik of eerder ruil ons geldeenhede en wat word bedoel met 'n BVK en 'n BAK. Net om seker te maak ons is almal op dieselfde blad. Vra jouself die volgende vraag: wat is die verskil tussen plaaslike en buitelandse geldeenhede? As jy kan onthou, in ons vorige les het ons in besonderse detail bevestig wat 'n plaaslike geldeenheid is en wat 'n buitelandse geldeenheid is. Wanneer vermenigvuldig of deel jy? So, wanneer gaan ons hierdie teken gebruik op ons sakrekenaar en wanneer gaan ons hierdie teken gebruik op ons rekenaar? Watter simbole word vir watter geldeenheid gebruik? En meeste van die tyd kry ons studente wat wil, hulle antwoord is korrek, maar die simbool is verkeerd. Jy wil miskien die Britse pond se antwoord gegee het, maar jou simbool was in euro. So alles dit gaan ons in hierdie les natuurlik aanpak, so kom saam met my. Hier is 'n paar vrae. So kry jou pen en papier gereed om natuurlik die volgende vragies en later in hierdie les ook sekere aktiwiteite saam met my te doen. Onthou, jy kan net goed doen as jy interaksie het met jou werk wat voor jou is of alreeds natuurlik in jou boek is. Watter simbool word vir Suid-Afrika gebruik? So wat is ons geldsimbool? Wat simbool sien jy op, het sy dit nou die banknote of op ons muntstukke? Tweedens, hoeveel banknote en munte word in Suid-Afrika gebruik? Los maar vir die 1 sent, 2 sent en 5 sent vir nou. So van 5 sent, los dit uit, so wat gaan na 5 sent kom. Dan, waar kan jy geld omruil? Dit is nou natuurlik jou buitelandse geld eenheid. Niemand wil die Suid-Afrikaanse rand nou omruil in hulle eie land nie. En dan, hoe skryf jy jou berekeninge se antwoorde neer? Net om vir jou die vraag te laat verstaan, hoe rond jy af? En wat 'n simbool skryf jy? Skryf jou antwoord met 'n simbool of sonder 'n simbool? Reg. In Suid-Afrika gebruik ons
die Suid-Afrikaanse rand. So op ons banknote en muntstukke verskyn daar either 'n R of as ons nie kyk of enige iets lees, dan sal hulle verwys na die Suid-Afrikaanse rand as ZAR of R. Dan, hoeveel muntstukke en banknote het ons? Ons het 5 banknote. Onthou, ons het natuurlik die R10 eerstens, dan het ons die R20. Nee, jy kry nie R30 nie. Dan kry jy 'n R50. Jy kry ook 'n R100 en jy kry dan 'n R200. So dit is 1, 2, 3, 4, 5. En die muntstukke, soos ek vir jou gesê het, ons gaan nou van 5 cent af weggooi. So jy hoef dit nou nie letterlik weg te gooi nie. So ons het wat? 10 cent. Dan het ons 20 cent. Ons het die 30, maar 'n 50 cent. Dan het ons R1, R2 en R5. 1, 2, 3, 4, 5. So ek moet eintlik gesê dit van 10 cent los het maar. Reg. Ons kry nog nou en dan daardie klein geld by die kassiere as ons inkopies doen. En dan mense, moes jy gesê het, waar ruil ons buitelandse geldeenhede om? Ek hoop jy kan sien deur hierdie rooi. So, ons kan dit by banke omruil, buitelandse bureaus, en nou gaan jy my vra wat dit is. Hou vas, hy kom nog. Groot lughawens, groot treinstasies en soveel meer wat ons kan bespreek. En dan, hoe skryf jy jou antwoord neer? So jou antwoord gaan altyd afgerond moet word na die tweede desimaal. Wat daarbey bedoel is, 'n desimaal is 'n punt. So dit beteken as iets 270,356 is, moet ons dit afrond tot die tweede desimaal. So in wiskunde het ons geleer dat as hierdie bedragie 5 en meer is, gaan hy 'n invloed hê op hierdie bedrag. So dan gaan jou antwoord dan nou wees 270,36 cent. Ons moet altyd onthou, ons kry nooit 3561 sente nie. So rand en sent moet jy altyd onthou. So na die komma is dit die sente. En dis hoekom ek gevra het, wat is ons banknote en muntstukke, sodat jy kan weet en in ag neem, as ons antwoorde skryf, aan ons antwoord na die desimaal, na die komma, net 2 plekke moet invat. So dit is die tweede desimale plek. Ek hoop dit maak sin. Terminologie wat jy moet in ag hou. Wat is handelsbanke? So 'n bank wat deposito's aanvaar en lenings uitreik. So jou Absa, jou Nedbank, jou Capitec, daardie tipe banke natuurlik. Buitelandse valuta bureaus, so dit is 'n plek waar mense natuurlik jou geldeenhede omruil. Reg. So as jy nie wil die bank gebruik nie, is daar buitelandse bureaus. Ek weet nie of jy al gekyk het, as jy in 'n mall loop of 'n winkelsentrum loop, groot winkelsentrums, dan het hulle natuurlik sekere buitelandse valuta bureaus soos jou American Express, Rennies miskien, of jou TravelX, so sekere plekke het dit natuurlik. Jy hoef dit net by lughawens te kry nie. Right? En dan die eenheidskode, soos ek gesê het,
ons gebruik die rand, reg, daai is ons kode. Dan, so die kode en die simbool is 2 sinonieme. Reg, so dit beteken dieselfde ding. Daai is natuurlik ons euro, dan het ons Britse pond, dan die Japaneese yen, dan het jy die VSA dollar en ook die Australiese dollar. Reg, so dit is wat daarby bedoel word. So, hier kyk ons nou na die geldeenheidskodes. En asseblief mense, probeer jou beste om na hierdie tabelletjie te kyk en dit te onthou. Ek sal vir jou 'n manier gee hoe om te onderskei tussen die euro en die Britse pond. Ek weet hulle kan nou en dan verwarrend klink of die simbool, maar ek sal vir jou help. So heel eerstens het ons die buitelandse geldeenhede en die plaaslike geldeenheid en dan het ons hulle kodes. So die Britse pond gaan altyd wys GB en dan het hy die pondteken. So hy kom meer so rond. So hy het amper so L tipe van shape. Dan het ons die Japaneese yen. Ek dink hy hoef glad en geheel nie verwarrend te wees nie, want die yen begin natuurlik met 'n lang been. Reg op eindig met dit. Dan het ons die Amerikaanse dollar, die VSA in jou geval, het ons die VSA dollar, dan het ons die Australiese dollar en dan die euro. So die is wat ek gesê het. So om hulle nie te verwar nie, onthou euro begin met die letter E. So onthou net daai 2 strepe tussenin maak dat hy C soos 'n E lyk. So nou kan jy weet, as dit soos 'n E lyk, dan is dit die euro, die ander een is natuurlik net die Britse pond. En dan het ons natuurlik ons Suid-Afrikaanse rand of die R simbool. Nou, nou gaan ons kyk na die omskakeling van die hoofgeldeenheid na die Suid-Afrikaanse rand. Nou ek weet nou en dan kan dit vir ons senuweeagtig maak. En ons weet nie wanneer deel ons en wanneer maal ons nie. Maar altyd sal ek vir my leerders natuurlik aanmoedig en sê, as hulle vir jou vra, wat is die waarde in rand, dan gaan jy moet vermenigvuldig. Reg, hy staan uit soos 'n seer ding. So, as jy enige buitelandse geldeenheid moet omskakel na rand toe, gaan jy vermenigvuldig. Of as hulle die waarde soek in die rand, dan gaan jy die wisselkoers vir daardie dag natuurlik vat. Ons het gepraat van die wisselkoers of die rentekoers bladsy. Hulle gee vir jou altyd in die eksamen 'n rentekoers bladsy wat jy vanaf kan werk en dan vermenigvuldig jy dit met die bedrag wat vir jou in 'n scenario gegee word. So, dit sê net hierso, om buitelandse geldeenhede in rand om te skakel, neem jy die hoeveelheid buitelandse geldeenheid en jy vermenigvuldig die getal met die wisselkoers op daardie dag. So net om 'n wenk te gee, as hulle vir jou in 'n scenario miskien 'n getalletjie gee, soos byvoorbeeld Luwyn is op pad Suid-Afrika toe en sy is in Europa. En sy het 20 euros en wil weet hoeveel gaan dit in rand wees. So omdat jy al reeds die rand in die gevalle-studie het, moet jy weet, jy het die getal en die buitelandse geldeenheid. As jy die buitelandse geldeenheid sien in die gevalle-studie, dan weet jy ek moet die waarde in rand inkry. So, na rand toe vermenigvuldig ons. So onthou nou,
as jy die buitelandse geldeenheid sien in die gevalle studie, jy moet hom oorskakel na die rand toe, dan vermenigvuldig ons. Ek hoop het maak sin. Nou het ons die omskakeling van die rand na die buitelandse geldeenheid. So as ons nou natuurlik die rand omskakel in buitelandse geldeenhede, neem ons die waarde van die rand op daardie dag en jy deel dit deur die getal, deur die wisselkoers op daardie natuurlike dag, en wat sê die wisselkoers bladsy op daardie dag. Reg, so kom ek lees hom net weer verder. Om die rand om te skakel in buitelandse geldeenhede, neem die waarde van die rand op daardie dag en jy deel die getal deur die wisselkoers deur daardie geldeenheid wat gegee word in die gevalle studie. So, as jy nou in 'n gevalle studie sien, jy het die waarde van die rand, dan moet jy weet, ek moet nou my antwoord in die buitelandse geldeenheid gee. So dan, wat gaan ek nou doen? Ek was die rand gegee, ek moet deel om die waarde in buitelandse geldeenheid te kry. Reg. Hier is ons aktiwiteit. So, ek hoop jy het jou sakrekenaar by jou, op jou selfoon, en dan werk ons hierdie sommetjies met mekaar natuurlik uit. So, op hierdie spesifieke dag is nou nie die presiese waarde van die wisselkoers vandag as jy die nuus kykie, maar kom ons werk net saam met dit. So, die FSA vandag op hierdie les is 17,80 rand, die Europese euro 20,27 rand, dan het ons die Britse pond kos 24,14 rand. So dit beteken vir 1 FSA dollar betaal ons 17 rand 80 sent. Vir 1 euro betaal ons 20,27 rand. En vir 1 Britse pond betaal ons 24,14 sent. Reg. Die aktiwiteit vra: gee die waarde in ZAR. Wat is daar nou weer? Suid-Afrikaanse rand. So gee die waarde in rand as 'n paar tekkies $80 is. Nou, die rede hoekom ek nie gespesifiseer het of dit Australiese of Amerikaanse dollar is nie, want hier in hierdie geval het ons net die FSA dollar. So wat gaan ons nou in hierdie geval doen? Gaan ons deel of gaan ons maal? So, omdat hulle die waarde in ZAR soek, reg, onthou ek het gesê as jy die buitelandse geldeenheid sien, dan weet jy ons gaan vermenigvuldig. Reg, as ons die waarde in rand soek, gaan ons vermenigvuldig. So, ons het hierso $80 en die FSA dollar is 17 rand 80 sent. So wat doen ons? Ons gaan dan nou sê $80 vermenigvuldig met wat is die waarde in rand? 17,80 en dan moet jy jou antwoord kan gee. Reg. So onthou nou jy vermenigvuldig. Wat is die waarde in euro as oorfone R150 is? Wat het ons? Ons het die waarde van die rand. So wat gaan ons doen? Ons moet nou deel. Reg. So ons gaan hom deel deur wat? Die euro wat 20,27 is. En dan, Brendan is in Britannia. Hoeveel Britse pond moet hy wegsit vir sy vlugkaartjie wat £500 is? Suid-Afrika toe. So, wat het ons gesê? Hy het alreeds £500, reg? Die Britse pond. So wat
soek ons soek rand. Het ons dit? Reg. So ek hoop jou uitwerking is korrek. So, gee die waarde in daar as 'n paar tekkies R80 is. So wat gaan ons doen? Ons sê 80. Doen dit saam met my asseblief. 80 en dan vermenigvuldig met 17, en dan kom jy by 1424. Gelukkig vir jou hoef jy nie af te rond nie. Reg. So as jy by die antwoord uitgekom het, veel geluk. Ons het nou natuurlik by nommer 2 gesien. Die waarde vir die oorfone is R150. Ons het die R150. Maar ons moet nou kyk wat is dit in euro. So volgens die wisselkoersblad sien ons die euro se waarde is 20.27. Kom ons werk dit net vinnig uit. Ons het 150 gedeel deur 20,27 en dit gee vir ons 'n getalletjie van 7.40. Weereens hoef jy nie af te rond nie. Reg. Dan Brendan is in Brittanje. Hoeveel Britse pond moet hy wegsit vir sy vlugkaartjie wat 500 pond is? En dan nou weer, die Britse pond se simbool is hierdie een. Reg. En ons het al reeds die euro gebruik. So wat het ons? Ons het die pond. Ons soek die waarde in rand. So wat gaan ons doen as ons die waarde in rand soek? Reg. So. Maar onthou, sê hierso, Brennan is in Brittanje in. Hoeveel Britse pond moet hy wegsit vir sy vlugkaartjie Suid-Afrika toe? So, hy soek nie die waarde in rand nie, hy wil weet hoeveel pond moet hy insit. Reg. So, ons het natuurlik die 500 gedeel deur, wat is die waarde op daardie dag op die wisselkoersblad? 24,14 en dit gee vir ons 20.712. So, die 2 het nie 'n impak op die 1 nie, so dit bly natuurlik 20,71. Ek hoop dit maak sin. Nou gaan ons leer wat is BAK of BAK en wat is BVK. So dit is belangrik vir u om te weet, want in die eksamen gaan hulle natuurlik, of hoe weet ons? Hulle gaan hom vra in die eksamen, maar hoe weet ons? Hoeveel gaan ons vir ons rand kry? Hoeveel gaan ons vir die dollar kry of die euro? Sê maar jy gaan nou met vakansie. So onthou nou, ons in Suid-Afrika, as ons met vakansie gaan, dan gaan jy nou moet deel as die geldeenheid natuurlik meer is. Reg. So, die bank verkoopskoers. Onthou nou enige besigheid, nie net die bankie, wil altyd 'n wat maak. Hulle wil 'n wins maak. So, die bank verkoop aan jou. As jy Brittanje toe gaan die bank of gaan dit, want dit is jy nie, gaan die bank dit verkoop aan jou aan 'n prys waar hulle natuurlik 'n wins kan maak. So, as jy Brittanje toe gaan, verkoop hulle die Britse pond aan jou. As jy na enige Europese lande toe gaan, het dit nou Frankryk is, Belgium, Nederland of so, dan gaan jy natuurlik
die euro moet gaan koop. Reg. So wat is die koers? So jy moet weet watter van die koerse is hoog en watter is laag. Maar soos ek vir jou sê, omdat dit 'n besigheid, die bank 'n besigheid is, net soos enige ander besigheid, gaan die koers, die verkoopskoers, hulle verkoop daai spesifieke geldeenheid aan ons, dit gaan altyd hoër wees. Hoekom? Want hulle wil, soos ek gesê het, 'n wins maak. Maar kom ons lees net wat dit sê. So die bankverkoopskoers is die koers waarteen 'n bank 'n buitelandse geldeenheid sal verkoop. So die verkoopskoers is altyd hoër. So wanneer jy die buitelandse geldeenheid of jou rand gaan omruil vir die buitelandse geldeenheid by die bank, dan gaan die koers hoër wees as die aankoopkoers. Ek gaan nou verduidelik. Buitelandse wisselbureaus het ook aankoopskoerse, reg? En verkoopskoerse wat dieselfde manier werk. Hoe? As hulle dit aan jou verkoop, is dit altyd duurder, want hulle wil wat nou weer maak? 'n wins. Reg. So die bank aankoopskoers is die koers waarteen 'n bank 'n buitelandse geldeenheid sal koop. So hier het hy vir jou verkoop. So ek hier, Juffrou Isaacs in Suid-Afrika, wil miskien Frankryk toe gaan. Ek wil die Eiffeltoring gaan sien in Parys. Reg. So ek gaan nou vir my wat aankoop? Die Europese euro. So ek vat nou my Suid-Afrikaanse rand, kom ek sê ek vat 10.000 of net meer as dit vat, maar nietemin, en ek sê, luister, ek wil natuurlik Europese Unies se lande toe gaan, wat ek 'n Schengen visa moet nodig het, ons praat nou nie daaroor nie. So ek vat dit na die bank toe, en dan beteken dit, hulle verkoop nou die euro aan my. So die koers waarteen ek dit nou gaan koop, gaan 'n bietjie hoog is. Maar as ek terugkom en ek het die Eiffeltoring gesien, 'n wonderlike tyd gehad, dan bring ek miskien die bietjie geld wat ek oor het terug, so as ek die euros terug na die bank toe vat, dan gaan hulle vir my 'n laer koers gee. Hoekom? En dit klink hartseer, want hulle wil 'n wins natuurlik maak. So kom ek sê, hulle het my net 'n eenvoudige voorbeeldjie. Hulle het my R50 gecharge, né? Vir elke 1000 euro. Né? So vir elke 1000 euro het ek 'n R50 heffing betaal. Maar as ek nou terugkom en ek gee vir hulle nou die R1000 terug, gaan hulle nou miskien vir my 'n koers van wat? Hulle maak 'n wins hierso, so hulle vra dit meer, dan sê hulle, nee Juffrou Isaacs, ons gaan dit nou net vir jou, of van jou afkoop, vir R30, wat bietjie hartseer is. Reg, so hier moes ek R50 betaal het vir iets, en nou bring ek dieselfde item terug, nou sê hulle, ek kan nie weer dieselfde R50 vir jou gee nie, ek verkoop dit nou aan jou, of ek koop dit nou aan by jou, net vir R30. Reg, ek hoop dit maak sin. So onthou nou, die bankverkoopskoers is hoër, en die bank aankoopkoers is laer. So dieselfde item, soos hierdie pen, toe ek dit aan hulle verkoop, of toe hulle dit aan my verkoop, toe sê hulle, Louwyn, jy koop hierdie pen, ons verkoop dit R100. En ek het dit gevat en die R100 gegee. Maar as hulle dit weer aankoop van my af, sê hulle nee, ons wil net R50 betaal, nie R100 nie. Dit is hoe die bank verkoop en aankoopkoers natuurlik werk. So wat leer ons?
Die bankverkoopskoers is hoër, maar die aankoopskoers is laer. Waar kan ons buitelandse geldeenhede omruil? So ek wil nog steeds die Eiffeltoring gaan sien in Frankryk, reg? Nou waar gaan ek nou my rand gaan omruil vir die euro? So ek kan groot lughawens na toe gaan. Onthou, ons het private klein lughawens wat nie almal buitelandse geld bureaus het nie. Ek kan groot treinstasies toe gaan, groot hotelle, buitelandse bureaus soos byvoorbeeld Rennies, TravelX, American Express, Tower de Bureau. Ons kan na handelsbanke toe gaan soos ons geleer het in die vorige slide. Soos byvoorbeeld Absa, hulle kan vir jou kontant gee of in 'n kaart natuurlik. Dit is 'n ander les vir jou verduidelik. So die is die plekke waar ons buitelandse geldeenhede kan omruil. So, hier kom jou aktiwiteit. Waarvoor staan die volgende afkorting? En dit mag 'n vraag wees in die eksamen. Dan nommer 2, watter koers is hoog en watter koers is laag? So in jou antwoord gaan jy die 2 woordjies moet skryf en dan moet jy kan aandui wat een is hoër en wat een is laag. Reg. Onthou, as ons dit verkoop, gaan dit hoër wees, maar as hulle dit aankoop by jou dieselfde produk, dan gaan dit natuurlik laer wees. En dan noem ten minste 2 bureaus se name. So nie die banke nie, die bureaus. Reg? So, het jy jou antwoordjies gereed? Kom ons sien. So waarvoor staan BAK? BAK staan vir bank aankoopskoers en bankverkoopskoers is die BVK. Reg. Watter koers van hierdie 2 is hoog en watter een is laag? So, die bank aankoopskoers is laag. Maar die banksverkoopskoers is hoog. Onthou die woord verkoop. Reg? So as jy iets verkoop, wil jy 'n wins maak. As jy dit kan onthou, dan gaan jy altyd weet watter een gaan hoog is en watter een gaan laag is. Die verkoopkoers is altyd hoër. Reg? So, die bankaankoopskoers is laag, die banksverkoopskoers is hoog. En dan moet jy ten minstens 2 bureaus se name gelys het. Reg? Jy kan as jy TravelX het, korrek vir jou. As jy Rennies het, mooi. American Express, pragtig. Of enige ander bureau wat ons nou nie hier op hierdie slide het nie. Reg? So, wat het ons vandag geleer? Ons het geleer hoe ons berekeninge doen. Wat het ons geleer? As ons natuurlik die berekeninge doen, net teruggaan, moet jy altyd onthou, ons rond af tot die 2de desimaal. Reg. En onthou nou, as ons praat van 2de desimaal, praat ons van die komma. Ek hoop hy lyk soos 'n komma vir jou. So onthou nou, wat is die reël wat ons daar het? Dit sê, as ons miskien het, hierso 20,56779, dan sê ons
na die desimaal moet daar 2 antwoorde oorbly. Maar as die derde antwoord 5 en hoër is, dan gaan hy hierdie een moet opstoot met 1 punt. Maar as hy 4 en minder is, dan gaan die antwoord dieselfde wees. So in die geval sien ons, nee, dit is 'n 7 wat langs hy 6 staan. So jou antwoord gaan natuurlik wees 20.57. Reg, dis hoe ons afrond tot die tweede desimaal. Ek hoop dit maak sin. Wat het ons nog geleer? Wanneer ons die waarde in rand soek, vermenigvuldig ons altyd, reg? So jy lees die gevalle studie en as hulle in die gevalle studie vir jou die waarde gee van buitelandse valuta en hulle sê hoeveel gaan Anna betaal in rand, dan moet jy weet ons gaan vermenigvuldig. Maar as die rand alreeds daar is en hulle sê gee vir ons die waarde in die buitelandse geldeenheid, dan gaan ons natuurlik altyd deel. Reg. So, wanneer ons die waarde in rand soek, gaan ons vermenigvuldig en wanneer ons die waarde in buitelandse geldeenhede soek, dan gaan ons deel. Ek hoop jy het hom so. Reg. Wat is die verskil tussen BVK en BAK? Ons het nou geleer. BVK staan vir banksverkoopskoers en die bank aankoopkoers. So dit beteken, vir die banksverkoopkoers, ons het gesien, hulle wil verkoop, so hulle wil 'n wins maak. So dit gaan altyd hoër wees. Reg. Maar die aankoopkoers, hulle gaan mos nou dieselfde produk weer terugkoop van jou af. Gaan hulle nou sê, nee, ons het vir jou 'n goeie heffing miskien of rate gegee. So jy moet nou natuurlik meer betaal vir wat ons vir jou gegee het. Reg. So, die verkoopskoers is hoër as die aankoopskoers. Reg. En dan, wat het ons natuurlik laastens geleer? Waar kan ons buitelandse geldeenhede omruil? En ons het gesien, jy kan dit by handelsbanke, soos Capitec, Absa, Nedbank, FNB, ek het onlangs 'n trip ondergaan, 'n reis ondergaan en toe kon ek net my Capitec kaart gebruik om te swipe. Reg. So hulle het nou wel nie buitelandse geldeenhede gehad nie, maar ek weet presies dat al die ander handelsbanke natuurlik buitelandse geldeenhede omruil. Reg. So nie net by banke nie, ons het gesien groot lughawens, groot treinstasies, groot hotelle, dit almal of as al die plekke waar ons buitelandse geldeenhede kan omruil of ons rand omruil per buitelandse geldeenhede. Ons het dan nou ook aan die begin van die les die verskillende geldkodes geleer. Reg. So, ons het geleer die VSA dollar lyk so, die Australiese dollar lyk so, die Suid-Afrikaanse rand lyk so, of hy is daar. Wat het ons nog geleer? Die verskil tussen die euro en die pond is as volg. Die euro begin met 'n E, letter E. So, dit lyk vir my meer soos 'n E. So daai is die kode vir die Europese euro en dan die Britse pond lyk amper soos 'n L met 'n streepie deur. En dan laastens het ons die Japaneese yen en dit is deel van ons groot geld of hoofgeldeenhede wat ons al van geleer het in graad 11
en hierdie jaar. Reg. Hier is vir jou huiswerk. En jy gaan dit geniet. Onthou, hoe meer jy saam met die lessies werk, hoe meer jy jou berekeninge doen, hoe beter en makliker gaan dit vir jou raak in die eksamen. So gebruik dieselfde wisselkoerstabel wat hier in hierdie les gebruik was, né? Wat in blou was. En bereken die volgende. Jy skakel hierdie om in rand. So wat gaan ons nou weer doen? As ons die waarde het in buitelandse geldeenhede en ons wil dit nou omskakel na rand toe, ons soek waarde in die rand, dan gaan ons natuurlik vermenigvuldig. Reg. So, ek hoop jy het sin gemaak van dit, of ek het daarom 'n bietjie lig geskep op jou berekeninge. Die volgende les wat ons weer mekaar sal sien, is die vermenigvuldigers effek. Baie dankie.